Goeiedag, dis lekker om weer by julle te wees. Ek wil vandag begin met die eerste opname van die 7 kerke. Dit het nou so lank gevat om uiteindelik nou hier uit te kom. En dit gaan lekker wees. Dankie Dylan, welkom ook vandag hierso. Is net ek en Dylan vandag. Jonathan plant, Tinus bou, werk, almal probeer die skip, of die vliegtuig, nie die skip nie, die vliegtuig land voor die einde van die jaar. So ons gaan voort hiermee, ons wou laasweek opneem, ons het laasweek opgeneem en toe daar nou 'n bietjie interference gekom, maar vandag bid ons dat hierdie opname sal klaargemaak word en ons kan wegspring en traksie kan kry met hierdie 7 kerk opname wat ons wil doen. So, voor ons begin wil ek net vir ons bid en dan gaan ons voort. Vader, baie dankie, ek loof en ek prys die naam vandag. Ek bid vandag, laat die woorde van my mond en die gedagtes van my hart vir u goed en aanneemlik sal wees. Heilige Gees, dankie dat u vir ons die skrifte oopbreek, dankie vir u wysheid, u verstand, u raad, u sterkte, u kennis, en mag ons altyd die vrees van die Here hê. Mag u ons help vandag om Jesus Christus se naam groot te maak, waar hy hierdie 7 briewe aan sy gemeentes geskryf het. Ons loof en ons prys die naam. Amen. Ja, dis 7 briewe aan sy gemeentes, en wat oor, soos ek nou gesê het, wat uitroep al vir 2000 jaar hierdie boodskap. Dylan, daar is vir ons 'n advertentietjie gou daar net weer net te herinner van ons naweek. Daar is nog plekke beskikbaar. Warrior Braai daar in Kreersdorp, daar is Jolanda se kontaknommer. R250 per persoon, kom kuier lekker saam met ons die naweek. Sien uit om julle almal te sien. En yes, Tinus gaan vir ons sy deel doen. Daar's 'n boek beskikbaar en dan gaan ons die middag Heilige Gees vra om saam met ons te bedien. Hoe lekker is dit nie? So sien uit om julle daar te sien. En dan sonder enige further ado, kom ons begin met die boek van Openbaring. Ja, so daar kom hy op daar. So dankie Dylan, hy het vir ons reg gekry dat julle my slides kan sien. Ek het vir julle daar op PDF gesit. So Openbaring 2, die kerk van Efese. Ons het nou in Openbaring 1 gesien. Aan die einde van Openbaring 1 lê die skrif of Openbaring homself uitskryf die dinge neer wat jy gesien het. En wat het hy gesien? Toe hy teruggekyk het, het hy 'n beeld van Christus gesien. Ons het dit nou bespreek in die vorige opnames. Skryf die dinge neer vir nou en dan die dinge wat gaan gebeur. So die dinge vir nou is nou die kerk. Ons is nou in Openbaring 2 en 3 en ons is nou in die kerk dispensasietyd. Skryf die dinge op wat jy gesien het en dit wat is, die nou en dit wat gaan wees. So Openbaring lê homself uit, eintlik baie eenvoudig om dit so te verstaan. So kom ons kyk bietjie na die kerk van Efese en die betekenis van hierdie 7 kerke. Ek vra altyd die vraag, hoekom hierdie spesifieke 7 kerke? Nou wat van die ander kerke? Daar was kerke in Jerusalem, daar was kerke in Antiochië, Rome, Lystra en Iconium. Hoekom hierdie 7 spesifieke kerke? En as ek nou vir jou 'n kaart van hulle wys, gaan jy sien dat hulle in kloksgewyse manier in daai spesifieke volgorde is die briewe aangeskryf. So ons gaan bietjie kyk na die betekenis daarvan. So hoekom hierdie spesifieke 7 kerke? Daar was 7 fisiese plaaslike kerke en dit is histories bewys. Wat is die man se naam? William Ramsey het in die vorige eeu, in die 18de eeu, hy was van Scotland Yard, het hy gaan opgrawings doen daar en hy het gesien hierdie 7 spesifieke kerke was daarso. Daar was 7 sulke kerke en daar was die probleme van in die eerste tyd al van die kerk, toe hierdie brief mag geskryf is het hierdie probleme al opgeduik in die kerk. So, dis die eerste betekenis. Daar was 7 spesifieke kerke in hierdie volgorde en hierdie kerke het al hierdie probleme gehad. En van hierdie kerke wat gedink het hulle doen goed, het toe nou nie so goed gedoen nie. En van die wat gedink het hulle doen nie so goed nie, het toe nou beter gedoen as wat hulle gedink het. Ons kan dit amper sien as jou rapport wat jy op skool gekry het. Einde van standaard 5 of graad 7 het vandag staan, baie mooi, jou wiskunde lyk vir my baie goed, jou wetenskap, maar jy gaan bietjie moet kyk na die Afrikaans, want vandag mos die kinders se Afrikaans is nie so goed as in Engels nie, want alles is mos in Engels. So, dis is 'n rapport wat geskryf is, en dis geskryf aan al 7 gemeentes, al 7 gemeentes het sommer klaar gesien, wat's fout met daai gemeente, en dit was niks was in die donker gewees nie. En so kan ons leer by mekaar se foute, nê. Vermanend, elke boodskap geld vir al 7 kerke in daardie tyd
en vandag se kerke. So vandag, as 'n leier van 'n gemeente, kyk bietjie na die waarskuwings, kyk bietjie waar het hierdie kerke klei getrap, en laat dit vir ons 'n les wees. Soos hulle mos sê, ons leer eintlik nie uit geskiedenis uit nie, maar ons moet uit geskiedenis uit leer, sodat ons nie dieselfde foute maak nie. Dan is dit ook 'n persoonlike boodskap, is homileties, want elke brief het in sy struktuur die woorde wie oor het. En as jy 'n oor het, is dit vir jou en my ook geskryf. Ons lees mos ook nou daar in Openbaring 1 vers 3, geseënd is jy wat die profesie van hierdie woord, van hierdie boek, is nou Openbaring, lees en verstaan, en het ter harte neem. So, ek het 'n oor, ek wil luister wat die Here vir my sê. As daar 'n waarskuwing is, wil ek myself in die spieël kyk, en ek wil vir myself afvra, loop ek nie dalk die gevaar wat hierdie kerk gemaak het nie. Dan ook die mees omstrede van die 4 betekenisse, en waarmee baie mense nie saamstem nie, maar ek wil graag hê jy moet dit self gaan uitcheck, is die profetiese profiel van hierdie 7 kerke oor die afgelope 2000 jaar. In kloksgewys, Efese, Smyrna, Thyatira, of Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia, en dan nou Laodicea, wat ons nou in die tydperk van Laodicea is. Nou baie mense sê vir my, ja, maar onthou nou net, daar is nou Smyrna, wat die vervolgde kerk is. Christene word die afgelope 200 jaar meer vervolg en doodgemaak, as wat hulle ooit gemaak was. So, dit is so, dis die 7 tydperke, maar elke kerk tydperk, het al 7 in hulle. Selfs daai tyd, in Smyrna se tyd, was daar mense wat lauwarm was. Daar was mense wat kompromie aangegaan het. So, in elke tydperk kry jy al 7 kerke ook. So, daar was 7 plaaslike kerke, wat hierdie probleme gehad het, en wat die goeie dinge gedoen het, wat bestaan het, hierdie probleme het al ingesyfer, ingeslyp, sommer nie vroeg nadat die kerke mag geplant was. Dis ook vermanend, elke boodskap geld vir al 7 kerke in daardie tyd en vandag se kerke. En as dit 'n persoonlike vlak weer oor het, is vir my en jou geskryf, en dan profeet die 7 tydperke van die kerkera die afgelope 2000 jaar. So, soos wat ek gesê het, nie almal stem saam met daai laaste een nie, maar gaan check dit self uit. Ek wil graag hê, jy moet self jou Bybel lees en self hierdie gaan uitkyk. Dan, wat baie interessant is van die 7 kerke, is die 7 ontwerpelemente van elke brief. Elke brief het 'n 7voudige ontwerpelemente, en ek het al baie gesê, en ek gaan dit altyd aanhou sê, die 7voudige struktuur in hierdie boek alleen is fenomenaal. Ek het nou iemand gehoor wat gesê het op 100 afgekom. Baie van hulle is baie fyn, maar nie net die 7 trompette, hulle is maar net die begin. Elke brief het 'n 7 ontwerpelement. Eerstens, die naam van die kerk beteken iets. Die titel wat Christus vir homself kies, die aanbeveling, die kommer, die vermaning. Julle sal sien dat 2 van die kerke glad nie 'n kommer het nie. 2 kerke het glad niks goed vir hulle te sê nie. Vermaning, wat kan ek doen om dit reg te maak? En dan belofte aan die oorwinnaar, en dan wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Baie interessant, so gaan kyk dit bietjie uit. Die volgende ene wil ek nou maar net ingooi, julle gaan hom in elke opname sien, is die tydperke plus minus van die 7 kerke. Efese is die apostoliese kerk, wat daai begin het 30 tot 100 na Christus, Smyrna, vervolgde kerk, 100 tot 313 na Christus, en ons gaan kyk, as ons na die kerk van Smyrna kyk, hoe ons op hierdie datum kom, waar hulle 10 dae lang vervolging gekry het, gaan ons spesifiek kyk dat 10 Caesars was, keisers was, wat hulle vervolg het in daardie tyd, en dan Thyatira, 600 tot 1517 na Christus, of Pergamus eers gemis, 313, 600 na Christus, Thyatira, 600 tot 1517 na Christus, Sardes, 1517, waar die kerkreformatie begin het tot 1648 na Christus, Philadelphia, 1649 tot 19 na Christus, en dan nou Laodicea, van die jaar 1900 tot nou en die einde toe. So, ons is aan die einde van tyd, die Here kan enige dag terugkom, ons glo in die dreigende terugkom van Jesus Christus, hy kan enige dag terugkom,
Dis baie interessant dat ons kan kyk na die feeste van God. Ek glo ook dat hy oor 'n spesifieke fees wat ek nou oor gaan gesels en sal terugkom, maar dit is my opinie. Hy kan enige tyd terugkom. Hy kan vandag terugkom, hy kan môre terugkom, hy kan Sondag terugkom. Ons moet elke dag reg wees vir die Here. Ons saak met die Here moet reg wees en ons moet besig wees met God se besigheid. Alright, daar's 'n kaart vir jou. Soos ek nou daar na die skerm kyk, is Patmos regs onder. Dis nou waar Johannes gevangene geneem was. En volgens die kenners is hy dan nou na sy skryf van hierdie brief vrygelaat en hy's terug Efese toe, waar hy dan later hy was die biskop van Efese toegesluit en hy het weer teruggegaan Efese toe en hy's begrawe en sy tomb en Maria se en Timoteus se is daar in Efese. En hy's terug Efese toe en jy sal sien klokgewys word dit geskryf Efesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. So in kloksgewyse volgorde en wanneer ons dan nou by die kerk van Sardis kom, gaan ek ook hierdie klok dan nou vir jou mooier verduidelik. Alright, Efese. Elke naam van die kerk het 'n betekenis. Efese se naam in die Grieks beteken my geliefde, my beminde, my juweel, maar my geliefde. Die titel wat Christus van homself gebruik, kom ons lees gou hierso in Openbaring 2:1. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese, dis hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Dit is vir my baie belangrik dat jy weet dat die lamp of die kandelaar is slegs die draer van die lig. Die bron van die lig is die olie wat die Heilige Gees verteenwoordig. 7 kandelaars, daai menorah, weet ons, moet heeltyd olie in hê in die ou tempel en hy het heeltyd gebrand. En vandag is Heilige Gees wat moet brand in elke kerk. Hy moet die center of attraction wees in elke kerk, want dis Heilige Gees wat saam met my en jou Jesus Christus se naam gaan groot maak. Romeine 11 vers 17-18 sê, en as sommige van die takke afgebreek is en jy wat 'n willow olyfboom was onder hulle ingeënt is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke roem nie. En as jy roem, dis nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel dra vir jou. Onthou, dis God se Gees in ons wat ons enigstens krag gee om vooruit te gaan, en daarvoor moet ons dankbaar wees. Alle eer aan Jesus Christus vir enige iets wat in 'n gemeente gebeur. As jou gemeente vooruit gaan, as jou gemeente sterker word, mense kry redding, mense kom na die Here toe, mense word gedoop, al daai goed, alle eer aan Jesus Christus. Dis jou lampstander wat daar staan met die lig van Jesus Christus binne-in, wat die mense trek, nie jy nie, nie ek nie. Dit moet nooit, ek en jy moet nooit in die pad staan van Jesus Christus of van God nie. Dit is vir my so belangrik dat ons, jy weet nou self, jy was al in 1 of 2 kerke betrokke, 'n mens kan nie die lig van Jesus Christus steel nie. So dit is baie belangrik. Hy hou sy kerk en sy kinders vas in sy hand. Hy loop tussen sy kerke en waak oor hulle. Hy's wakker oor sy kerk. Hoor dit sê Johannes 10:28. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Is dit nie awesome nie? God is wakker oor sy kerk. Hy is lief vir sy kerk. Kyk daai prentjie daar. Hy loop tussen sy kandelaars deur. Is dit nie vir ons 'n voorreg om hierdie te kan doen vir Jesus nie? Aanbeveling, die 3de punt in die brief, Openbaring 2:2, ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie en hulle leenaars bevind het en dat jy verdra het en lydsaamheid besit en terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. So, ek ken jou werke, jy kan gaan lees daarvan in Matteus, ek gaan nou nie tyd hê om al daai te lees nie, jou arbeid, jou lydsaamheid, jou geduld. Jy weet mos, Johannes het nou gesê daar in Openbaring 1, ek vervolg terwille van die koninkryk in sy lydsaamheid. Sy lydsaamheid, ek en jy gaan in die bediening met lydsaamheid hê, geduld, rustigheid, wag op die Here, wees stil en weet ek is God. Dis die mense wat baie ver vooruit gaan vir die Here, mense wat kan stil raak en weet, hy is God.
slegte mense nie kan verdra nie. Stel apostels op die proef wat sê hulle is apostels, maar nie eintlik is nie. Ons moet doktrines toets. Handelinge 20 kan jy gaan lees daarso. Dit is my mooi in Handelinge 20, ek gou vir julle lees. Ek het nou nie gedink ek gaan nou daarby uitkom nie. Dit is ons het nou 'n studie gedoen van Handelinge in ons kerk die afgelope jaar elke woensdag aand, en dit is baie interessant dat hy toe nou dis eintlik waar hy die fisiese die mense van Efese se leiers gegroet het. En na Handelinge 20 hiervan, kom ons lees om hier van vers 7, nee, ons gaan nie vanaf lees nie, van vers, kom ons doen dit sommer hier van 17 af. En van Milete het hy gestuur, hy is nou nie in Efese nie, maar hy is in Milete, na Efese en die ouderlinge van die gemeente laat roep. En toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek van die eerste dag af dat ek in Asië aangekom het, die hele tyd by julle gewees het, en die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproewinge wat oor my gekom het deur die komplotte van die Jode. Hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, en dit aan julle te verkondig om julle te onderrig in die openbaar en in julle huise. Terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. Dit is vir my die mooiste daar, daai eerste 2 stappe van Handelinge 2 af. Bekeer jou tot God, glo in Jesus Christus, laat jou doop en ontvang die Heilige Gees. Dis die leerstelling van die apostels in die boek Handelinge. En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem, en wat die dinge my daar so oorkom, weet ek nie. Baie mense het gesê, ja, maar hy het nou soveel waarskuwings gekry, moenie Jerusalem toe gaan nie, maar hy het op opdrag gebind deur die Heilige Gees, die dwang was hom opgelê om te gaan en te gaan lei vir Christus, want van daar af is hy dan na Rome toe gestuur en hy kon die woord daar verkondig. Maar ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie. Hy is nie oor homself bekommerd nie, hy is oor die kerk bekommerd, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het. Hoor jou? Hoor gou hierso? Jou bediening het jy van Jesus Christus ontvang. Om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Ek en jy is die afgelope 2000 jaar in die genade evangelie, die genade van God, dis wanneer die mense kan inkom voor God, hierdie deur van die kerkdispensasie gaan toemaak, en dan gaan alle hel op hierdie aarde losbars. Alright, en nou weet ek, dat julle almal onder week rondgaan het en die koninkryk van God verkondig, my aangesig nie meer sal sien nie. Daaroor ons nou baie hartseer toe hom gegroet het. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag, dat ek rein is van die bloed van almal. Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Hier het ek met rooi in my eie Bybeltjie op die voorn geonderstreep, die hele raad, the whole counsel of God. Dis baie belangrik, luister gou, ek gee nie om en wat 'n kerkie is en wie jy is nie. As jy die evangelie verkondig, hierdie woord, you preach the whole counsel of God, just like Paul. Jy, hoor hy mooi Engels, kan jy dit vertel, kom slaat ek nou oor Engels toe. Jy moet die hele raad, the whole counsel of God, moet ons verkondig, van Genesis tot Openbaring. Jy sê vir my sê, omdat daai toe hy nou hierdie verkondig het, was daar nog die Openbaring nie. Ek en jy, 2000 jaar later, het hierdie 66 boeke, en ek en jy gaan hulle verkondig. Gee dan ag op julle self, nou die mense van Efese, ons praat van die kerk van Efese, wat hulle goed gedoen het, gee dan ag op julle self en op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Luister gou, hier word die Heilige Gees en Jesus, Heilige Gees is Jesus, kan jy dit glo? Dis waarom baie mense vir my sê, of sê ja man, onthou nou die Heilige Gees is Jesus. Hy sê, sorry, gee dan ag op julle self en op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees, Jesus Christus, julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy, die Heilige Gees, Jesus, deur sy eie bloed verkry het. God, Jesus, Heilige Gees, is een. In Johannes 5 vers 7 sê dit, daar is 3 wat vir jou getuig neem, die Vader, die Woord Jesus, en die Heilige Gees, en hierdie 3 is eenstemmig, is een, alright, good,
Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak, wat hulle nou baie goed gedoen het, en onthou dat ek 3 jaar lank, nag en dag, nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. En nou, boeties en sissies, broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Niemand se silwer of goud of klere het ek begeer nie, maar julle weet self dat hierdie hande voorsien het in die behoeftes van my en die wat by my was. Ek het julle in alles getoon dat ons deur te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat hy gesê het, dis saliger om te gee as om te ontvang. En na hierdie woorde, is soveel baie wyshede net in hierdie stukkie nie. En na hierdie woorde het hy neergekniel en met hulle almal saam gebid. En daar het 'n groot geween ontstaan van almal en hulle het Paulus om die hals geval en hom gesoen, veral bedroef oor die woord wat hy gesê het, dat hulle sy aangesig nie meer sou sien nie, en hulle het hom na die skibbe gelei. Baie hartseer deel hierdie, maar ons kan sien hierso dat die opdrag van Paulus was, dat sê, pas op, daar gaan vredewolwe inkom, ons moet die doktrine suiwer hou, hoor, ons moet dit suiwer hou, pas op dat daar nie inmenge inkom nie, en hulle het dit wel dan nou gedoen. Alright, kom ons kyk bietjie na die agtergrond. Ek gaan na elke kerk bietjie na die agtergrond van Efese kyk, en so gaan dit ons help, veral met die boek, die brief aan die Laodiceërs, wat God hulle dan vermaan en sê, koop eerder by my goud, en dat daar wel goudsmelters was in daai area, so kom ons kyk bietjie na al hierdie goed. Die agtergrond van Efese. Die stad was in vele hande, deur die eeue, voordat ons kom by die boek van Openbaring en die Romeine, wat dan sou heers. Van die Lydiërs, 600 jaar voor Christus, die Perse na hulle, die Macedoniërs, onder Alexander die Grote, sy koninkryk was in 4 gedeel na sy dood, met 4 van sy generaals, en later die Romeinse hoofstad van Asië. 1400 jaar voor Christus was daar al 'n tempel opgedra aan die Hetiet godin van fertiliteit. Later word sy die godin Diana. En as jy Openbaring lees, sal jy lees dat hierdie tempelbeeldjies van die afgod Diana dan nou gemaak is. En vandag hoor ek gaan nou volgende jaar soon doen, die wat saam met ons wil gaan, ons sal volgende keer 'n bietjie Dylan opsit die advertensie van ons Turkye uitreik, of toer volgende jaar, 18 Mei tot 30 Mei, dan ek hoor, jy kan nog steeds daai tempelbeeldjies vir jou koop, nie dat ek een in my besit wil hê nie, maar jy kan vir jou nog koop daar. Alright. Later word sy die godin Diana, die Grieke het haar Artemis genoem. Die stad se geografiese posisie was belangrik destyds om 'n rede sy strategiese hawe. Vandag is daar nou nie meer 'n hawe nie, hy is etlike kilometer binne van die see af nou. Dit was een van Asië se belangrike verbintenisse met Rome. Vandaar het 'n belangrike hoofweg geloop na Sardes en ander belangrike stede. Die stad se argitektuur was van die hoogste gehalte en die tempel van Diana was een van die 7 wonders van die antieke wêreld gesien. Groter as 1 rugbyveld. Amper 2 rugbyvelde groot. Ek kan dit nie glo nie. Paulus se prediking van die evangelie het 'n invloed op die ekonomie van die tempelinkomste gehad. Onthou julle die opstand in Efese, daar in Handelinge 19 vers 21 tot 40. Tydens die Nuwe Testamentiese era was Efese die grootste stad van sy dag, omrede sy hawe later onbruikbaar geword het. Die rede hiervoor is, die water het teruggetrek en dat die meeste van die verkeer na Smyrna beweeg het. Ook een van die redes wat hulle sê wat gebeur het, is dat die Romeine het die omringende berge se bome redelik vernietig en so die gronderosie dan nou plaasgevind en met reën en alles het die sand dan nou afbeweeg en die hawe gevul. Alright, Efese was die sentrale punt vir die studie van kuns en towery, bekend in daardie tyd vir hulle gelukbringers, besweringe, towerspreuke en boeke oor die onderwerpe, wat verbrand was in Handelinge 19 vers 19. Toe Paulus daar aankom, hierdie klomp kom tot bekering, toe bring baie van hulle al hierdie boeke en alles. En ek het nou die dag 'n ding gelees van hoeveel boeke in daai biblioteek was. En neem in ag, daai tyd was daar nog nie 'n printing press nie, hulle kon nog nie print nie. So daai boeke was uitgeskryf met die hand. Alright. Die kerk en Paulus
Paulus' eerste besoek was meer gefokus op die Jode in Efese. Paulus se hart was altyd sy Joodse boeties. Ek het op die vorige podcast vir julle gelees, Romeine 9:10 en 11, en sy hart vir die Jode. En mag ek in jou hart vandag nog so wees vir ons boeties, wie se oë toe is. Nie net die Jode nie, maar ons ander boeties en sissies ook. Later met sy tweede besoek het hy meer van 'n opskudding veroorsaak toe die stad in oproer gekom het oor hul tempelgodin Diana se silwer tempeltjies verkope in gedrang gekom het. Want Paulus het gesê, hy was bold vir sy tyd, dat geen gode wat met die hande gemaak word aanbid kan word nie. Gaan lees gerus daar Handelinge 19 en 20. Efese word later die wegspringplek vir sendingwerk deur Asië. Valsheid in die kerk tree ook later in met mense soos die 7 seuns van Skefa, is 'n baie mooi storie waarvoor ek baie lief is. Maar sonder die krag van die Heilige Gees in Handelinge 19:12 tot 17, luister hier. Sonder die krag van die Heilige Gees is ek en jy niks. Die krag van die Heilige Gees is wat mense oortuig tot die waarheid. Ek en jy kan die beste uitgeprinte traktaatjie in iemand se hand stop, hoekom hy groot gedoop moet word. Maar as die Heilige Gees nie daai persoon oortuig nie, gaan niks om oortuig nie. En as hy oortuig word deur vrees of deur jou kennis, is dit nie goed nie. Ek weet nie of dit hou nie. Ek het al baie gesien. Hy doen dit maar want sy vrou het gesê hy moet dit doen of wat ook al. Nee. Jy moet dit doen. Maar ons het gister weer 'n doopgeleentheid gehad en my eerste vraag aan die persoon, wanneer ons die persoon doop, wie het jou oortuig om gedoop te word? En jou antwoord moet altyd wees, Heilige Gees het my oortuig om gedoop te word. Dis baie belangrik. Nadat Paulus Efese verlaat, gaan hy deur Macedonië en in Milete stuur hy na al die ouderlinge wat ek nou vir julle gelees het. Dis bekend as sy groete aan die ouderlinge van Efese in Handelinge 20 vers 17 tot 38. Gaan lees dit gerus en maak vir jou lekker studie van daai hele hoofstuk. Dis 'n baie belangrike hoofstuk. Latere geskiedenis, daar word gereken dat Timoteus later biskop van Efese geword het, 1 Timoteus 1:3. Hy kry ook hier kry ons ook vir Aquila, Priscilla en Apollos in Handelinge 18. Paulus skryf 1 Korintiërs tydens sy tweede besoek aan Efese. Hy skryf sy brief aan die Efesiërs uit Rome. Volgens oorlewering het Johannes vir Timoteus opgevolg as biskop na sy dood as martelaar. In sy briewe het Paulus dan ook vir Timoteus geskryf om vas te byt. Paulus sit toe reeds in die tronk. Is maar altyd goed dat die man in die tronk, die ou buitekant die tronk bemoedig. Wat 'n man was hierdie Paulus daarom nie gewees nie. Vandaar word Johannes gevang en na Patmos gestuur. Na sy vrylating keer hy terug na Efese ongeveer 95 na Christus. Baie van ons glo dat hy hierdie evangelie van Johannes geskryf het en ook 1, 2 en 3 Johannes. Alright, vermaning. So, wat het hierdie kerk verkeerd gedoen? Hou ons nou nie dink dat jy, as jy so hardloop, en is die apostoliese kerk, dat jy enige foute maak. Ek meen, jy is nou besig met die werk van die Here. Maar kyk, wat skryf die Here vir hulle? In die ou vertaling 33:53 sê, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Die 83 vertaling sê vir my die mooiste. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief, soos in die begin nie. Is dit nou nie 'n waarskuwing? Ek en jy, ons werk hard, volhard en verduur. Ons ken die waarheid, ons het onderskeiding. Ons haat sonde en ongeregtigheid. Ons kan valsheid uitwys. Gaan gereeld kerk toe en is ingeskakel. So nou hier praat ek van leiers en kerkgangers. Maar ons gevaar lê daaraan dat ek en jy ons eerste liefde kan verlaat. Die witbrood is verby en ons liefde vir Jesus verkoel. Nou word dit gevaarlik. Die afkoel van ons persoonlike verhouding met Jesus, ons liefde vir hom, is die voorloper vir geestelike apatie, lusteloosheid en ongeïnteresseerdheid. Lusteloosheid is weer die voorloper vir iets anders. 'n Liefde vir iets anders beteken 'n liefde wat nie vir Christus is nie. Dit beteken kompromie met sonde. Die verval van Efese se eerste liefde lei na Pergamos se kompromie met sonde. Ons gaan 'n bietjie kyk daarna. Dan na Thyatira wat in die bed klim met blaatante sonde. Sardes se dooie godsdienste en rituele
just going through the motions, soos die Engelsman sê, tot jy uiteindelik uitgespoeg word, soos die kerk van Laodicense. So, dis die trappe van vergelyking. Jy verlaat jou eerste liefde, dan begin jy compromise, dan klim jy in die bed met sonde, dan word jy koud, jy sê het 'n naam met jy lewe, maar jy is eintlik dood, en dan word jy uitgespoeg. So, dis die tragedie van Christendom. Ek en jy moet nie laat ons eerste liefde verkoel nie. En deur die pad wat ons met die Here stap, gaan ons deur seisoene. Daar is seisoene wat ek en jy voel, hoorie maar, ek voel nie meer, ek het dit nie, ek voel nie meer, ek hoor die Here se stem nie. Dan is dit baie belangrik om in 'n tyd van gebed en vas in te gaan, wat jy net so bietjie weer al die noise uitskakel en terugkeer na jou eerste liefde toe. Alright, ons nie die gevaarstap wat hierdie kerk gestap het nie. Hoor wat sê Jeremia 2 vers 1, en ek lees hom vir julle hier die International Standard Version, en hy sê hom vir my die mooiste. This message from the Lord came to me, en natuurlijk skryf hy nou in konteks hier aan die Jode wat in Israel was. Go and announce to Jerusalem, this is what the Lord says, I remember the loyal devotion of your youth, your love as a bride. You followed me in the desert, in a land that was not planted. Israel was consecrated to the Lord, she was the first fruits of his produce. All who devoured her became guilty and disaster came on them, declares the Lord. Listen to this message from the Lord, you descendants of Jacob, and all the families of the descendants of Israel. This is what the Lord says. What did your ancestors find wrong with me that they left me and pursued worthless things, and so they became worthless? Hoe hartseer is dit? Wat het julle voorvaders met my fout gevind, vra die Here? Yes. En ek voel, dis vir die Here vir baie van ons vra, wat het ek verkeerd gedoen, dat jy my verlaat het? Sjoe, dit maak my hartseer. Dat die Here vra, wat het hy verkeerd gedoen? Sjoe. Net soos Israel vanouds, kan ek en jy die fout maak, om hom te verlaat, wat ons uit die wêreld gered het, na sy wonderbaarlike lig. Onthou het hy jou gered. Onthou daai eerste keer. Keer altyd terug na jou eerste liefde toe. So Efese, doktrinaal en moreel suiwer. Ywerig, hardwerkend, gedisciplineerd, 'n kerk gebore op 'n ongelooflike manier, in die middelpunt en hoogtepunt van die heidendom. Weet dat daai kerk gebore word onder daai omstandighede. Gebore met 'n wonderbare begin van tekens en wonders deur die Heilige Gees, die ontploffing van die evangelie en die beste van alle leiers. Hulle het alles gehad. Jy kom steeds kerk toe, jy arbei steeds vir hom, jy gee steeds jou tiendes, jy worship en hou vas aan die waarheid. Maar ek weet, jy het my nie meer so lief soos in die begin nie. Wanneer jou hart verkoel. En daar, hoe maak ek my hart weer warm vir die Here? Dis die opdrag in Judas 1 vers 20, my julle geliefdes, moet julle self opbou in jou allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. En julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Ek en jy moet self dit doen. Ons moet sorg ons harte verkoel nie. In Johannes 5 vers 4 sê, wat oorwin hierdie wêreld? Jou geloof. Hoe kry ek geloof? Romeine 10 vers 17, deur die hoor en die gehoor van die woord van God. Ek en jy moet in die woord bly. Baie keer is daar, voel jy, ek lees, maar ek verstaan niks nie. Luister dan, luister preke, ek sê dit altyd vir mense, luister podcast, luister teachings, kry jouself weer in die woord in, luister die woord, skakel die noise uit van die wêreld. Want die wêreld gee ook nuus, maar is nie altyd goeie nuus nie. Die bemoediging, die vermaning hierso, Openbaring 2 vers 5, wat hy sê, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Luister hierso, Christene kan bekeer hoor, Christene kan om verskoning vra vir sonde, bekeer, draai weg. Vers 6, maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaiete haat, wat ek ook haat. Bekeer jou. Moet Christene sonde bely, die ewige oue vraag in Christendom.
Eerstens, in Jesus se 7 briewe of boodskappe aan sy kerk, vra hy vir 5 van die 7 kerke om te bekeer. Sjoe. Mens kan seker dan sê, Here, vergewe my, U is nie meer my eerste liefde nie. Gaan jy maar net regmaak en stil bly. Jy weet, van Adam en Eva af, van Genesis 3 af, wag die Here vir, sê net jammer. Selfs in hierdie verhouding, na bekering, nadat jy weergebore is, sê jammer as jy iets verkeerd doen. Ek meen, as jy getroud is, en jy het iets in jou huwelik verkeerd, dan moet jy maar toch sê, jammer. As ek teenoor Elsie iets gedoen het, waarvan sy nie gehou het nie, jammer Elsie, ek het nou iets gesê wat ek nie moes gesê het nie. En so is hierdie verhouding van my en jou hemelse bruidegom, en jy sy bruid, die bruid is saam met hom, is een met hom, en as ek iets doen om hom seer te maak, vra ek, jammer Jesus, ek het U nie in ag geneem, met hierdie besluit nie, ek het, wat ook al, dit gaan oor verhouding. Ja, Adam en Eva, maar dit is die ou menslike probleem, ons kan nie sê ons is jammer nie. Adam, nee, is nie ek nie, is die vrou wat U my gegee het. Eva, nee, is nie ek nie, is die slang. En vandag nog, met Kain en Abel, vandag nog het Kain nie vir die Here om vergifnis gevra nie. Dat hy vir Abel doodgeslaan het. Alhoewel God hom gered het daaruit. So dit is baie hartseer. Eerstens in Jesus se 7 briewe, ek het gesê, vra hy vir 5 van die 7 kerke om te bekeer. Jy sien die oudste probleem van die mens, van Adam tot nou, soos ek nou gepraat het, niemand kan sê, ek is jammer nie, ek was verkeerd. Hoor wat sê 1 Johannes 1 vers 6 tot 10, en hierdie is geskryf vir born again Christians. 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Jakobus, 1 en 2 Petrus, is nie geskryf vir ons in die wêreld nie, is geskryf vir born again believers. Alright, hoor wat sê. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het, right, en in die duisternis wandel, soos God nou is ek hier. Wat ook al die duisternis is, leef ek in vrees, leef ek in ongeloof. Ons kyk altyd na die top 3 sondes, drank, sigarets, pornografie, wat ook al. Maar, as ek in vrees lewe, ek lewe in haat, bitterheid, ek is in rasisme, wat ook al, is 'n probleem. As ons dan sê, ons het met hom gemeenskap, hier is ons nou. En in die duisternis wandel, dan lieg ons. Die Bybel draai nie doekies, jy lieg, dan lieg ons, en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van sonde. Die hele tyd, is ek in verhouding met God, ek onderwerp my die hele tyd, as ek uitgaan onderwerp ek my, en die bloed van Jesus sanctifies in Engelsman my tot die dag dat ek doodgaan. Ek is in die reinigingsproces tot ek doodgaan. Dit hou nie op nie, want niemand van ons arrive nie. Ons is in 'n konstante verhouding, in gemeenskap met hom, en hy, as ek wil weg, moet ek terug in hierdie gemeenskap met hom. En hy sê dan vers 8 vir my baie belangrik, as ons sê dat ons geen sonde het nie, in hierdie, vandat jy weergebore is, het hy jou sondige natuur weggevat en hy gee vir jou sy natuur. Doen ek daarna sonde? Natuurlik, want ek moet nou my hele denkwyse, my brein reprogram om hier te bly. Dis 'n nuwe lewe. Ek ken nie die reëls van die nuwe lewe nie. Ek leer dit in verhouding met hom, by my kerk, by my predikant, by my pastoor, en die gemeente saam met wie ek 'n verhouding het, en ek het ook daai tyd toe ek net my hart vir Here gegee het, in bedieninge betrokke geraak, en ek het gesien hoe ander boeties en sissies vir my lewe, en ek wou ook so lewe, ek wou ook in hierdie lewe inkom, en dit het my geleer, en nou heeltyd wil my vlees en my siel weg, maar ek het my geleer om hier te bly, en as my siel nog steeds wil weg, en ek vat vrees, of ek vat wat ek moet terugkom, in hierdie gemeenskap met hom. Nou sê hy, as jy dan nou sê, jy het geen sonde nie, as ons dan sê, ons het geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons
om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en sy woord is nie in ons nie. Dis vir my belangrik hierdie, ek en jy moet 'n oop verhouding met hom hê en sê, hoorie, ek weet nie alles nie, ek's nie perfek nie, maar ek het u nodig. So, in hierdie stap met hom, stap ek en jy saam, Here, ek kan nie glo, ek was nou weer so besig met die dinge van die Here, maar ek het die Here van al hierdie dinge vergeet. Vergewe my, en ek bekeer my van die werke, wat my weggetrek het, van die verhouding af. Die verhouding is heel eerste. Ek hou daarvan om te sê, my verhouding met God is die belangrikste in my lewe, want sonder die verhouding kan ek nie 'n goeie man wees vir my vrou en 'n pa vir my kinders nie. Ek gaan sukkel in die gemeente, ek gaan sukkel met alles. So, hy's eerste in my lewe. Dan my vrou en my kinders, dan my kerk, dan my werk. Nou is my kerk, my werk so, hy's nou daar. Maar jou werk kan nie eers, man, luister vir my, jou werk kan nie voor jou vrou en kinders wees nie. Dis hoekom ons so baie ongelukkigheid kry van jong manne wat sê, my pa is heeltyd by die werk, ek ken hom nie, ek het nie verhouding met hom nie, en ek weet daar's omstandighede, daar's mense wat oorsee werk, en al daai tipe goed, dit is as gevolg van wat gebeur in ons land en ekonomie, ek verstaan dit, maar bid die Here, vra die Here vir wysheid in jou verhouding met jou God, waarin jy jouself onderwerp, jou kinders, jou vrou en jou werk. Amen, o me. Alright, daar sê hy. Vir my erg hierso, vers 10. En as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar. Hey, ek wil nie God tot 'n leenaar maak. Daai is harde woorde. En sy woord is nie in ons nie. Weet jy wat sy woord in jou is, nie? Dan begin jy die waarheid praat. In alle omstandighede, tot oor jouself. Nikolaïte. Wat is dit? Daar's twee sieninge, ek gaan vir al twee gee. Die eerste eeuse, is dit die eerste eeuse sekte, wat hulle op die apostoliese gesag beroem het, wat gnosisme toe ingebring het, en ek weet nie wat alles nie. Dit is wel so, daar was so sekte, maar ek wil bietjie dieper gaan en na die naam kyk. Hoor gou wat sê die naam? Nikau, in Grieks, oorwin, oorkom, beheer, of regeer. Laïte, laos, leuke, of gewone mense. So, dit beteken, regeer, beheer, oorwin die gewone mense. God haat dit. Wat sê die Engelse Bybel, nou moet ek nou nie hier so opslip nie. Hy sê, God is no of men, wat sê die woord daar so, hy is no. God trek die mense voor nie. Dis eintlik waarop dit neerkom. God het alle mense lief. Ja, van ons word in leiersposisies ingesit, maar dit beteken nie ek regeer oor leuke nie. My werk is, as leier, en jou werk as leier is, om Markus 16 en Matteus 28 te leef. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Nou gaan maak ons disippels in die nasies, maar ons maak nie disippels in ons kerke nie. Ons moet eerstens in die gemeente waar die aangestel is, disippels maak. Daai mense moet opstaan in die woord, en as hulle die woord eendag beter as ek verkondig, prys die Here. As Dylan eendag beter preek, verder preek, groter gaan, groter kerk het, prys die Here, dat die Here hom gebruik. Ek raak nie jaloers op hom nie, ek beheer en regeer hom nie. Hy submit, omdat hy wil submit, en ek submit aan 'n ouderlingsspan, omdat ek wil, ek submit onder die Here, omdat ek wil, nie omdat ek moet nie. Hy het my nog nooit gedwing om enigiets te doen nie, maar omdat ek wil, dit sê iets van nederigheid. Maar God sê, ek haat die leerstelling, die manier van die Nikolaïte. Neem beheer oor die gewone kerkgangers, net die wat gaan studeer het by universiteit of 'n pastorale kursus gedoen het, het die mag
mag die woord verkondig of preek? Nee, ek sit 'n vraagteken daar, verseker nie. Dis goed om by jou pastoor, op jou predikant te leer, maar jy, ek en jy, ons gewone kerkgangers moet ook opstaan in die woord, want jy gaan mense sien en waar jou leier nooit by gaan uitkom. En ons moet die mense oplei en disipel om die woord te ken, dis baie belangrik, en dan die woord te verkondig en die tools te kry om dit te kan gaan doen. Matteus 28:19 wil ek vir jou gee hierso, ek het nou net gesê, gaan dan heen, maak disipels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis hoekom hulle ouens soos Angus uitkryk as 'n leuke prediker, 'n layman's preacher, want hy het nou nie gaan studeer nie. Luister die, veeg gou die klasvakie sand uit jou oë uit. Meer mense volg daai oom as enige kerk wat ek van weet. Weet jy hoekom? Hy praat met jou soos 'n gewone mens. Ek onthou daai tyd toe ek weergebore word, in die proses van weergeboorte was, het ek was nog kwaad vir die Engelse, armou Dylan nie so, Dylan ek het julle almal al vergewe. Ek was nog kwaad vir die Engelse oor die Anglo-Boereoorlog en die konsentrasiekampe. En hier kom God met alle wysheid en 'n Engelsman preek op TV in die vroeë 2000s en ek begin hom beter te verstaan as my eie kerk. En ek gaan na Mighty Mens toe en ek kan nie glo wat ek al hoor nie. En daar word ek born again. Deur 'n Engelsman, né? Vir wie ek kwaad was. En hoe die Here daai oom gebruik het. Ek kan vir jou sê, my boetie en sussie, hy het nie 'n dag agter sy naam van in 'n Bybelskool, hy het nie die voorreg gehad, hy moes boer met sy hande. En kyk net wat die Here deur hom gedoen. Die Here kan enige iemand gebruik. En nou sê ek nie, jy moenie gaan swat, as jy wil teologie gaan swat, doen dit, maar in Jesus naam moet dit jou nie wegtrek van mense af nie. Jy moet lief wees vir mense. Luister gou vir my, kan ek dit weer sê? Jy moet lief wees vir mense, want Jesus het vir mense dood gegaan. En jy moet hulle nie beskou as leuke nie. Nie as leuke nie. Jy's 'n leek. Jy, ek en jy is leuke. Ons is ingeënt op 'n boom. Die boom dra ons. Ek raak sommer van voor af vies. Ek moenie so vies raak nie. Dat jy so slim is. Dat jy naderhand van hom vergeet. Hy, Jesus, het in Johannes 13, het hy as God van die heelal, Heilige Gees wat oor die waters gesweef het, hy het op 'n donkie gery, hy raai aand saam met sy disipels geëet, die verbondsmaal, die nagmaal ingestel, en raai wat doen hy, Johannes 13, hy wat God is, was die voete van daai eenvoudige vissermanne, vuil voete, gebarste hakskene, hy was hulle voete, en hy sê, ek is God, en ek het dit gedoen, dit moet julle doen. Ons almal moet op ons knieë gaan, en die Here om vergifnis vra, vir wat ons doen met sy evangelie. Dis sy evangelie hoor, hy het ons ingenooi, om dit te gaan verkondig. Die groot opdrag is my mooi in Markus 16:15-20, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in, en verkondig die evangelie van die koninkryk, die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, glo en dan doop jy, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg, hoor nie, miskien nie, sal, in my naam sal hulle duiwels uitdryf, dis wat ons doen bevryding in hierdie gemeente, met nuwe tale sal spreek, ons praat in tale, slange hulle sal opneem, ek vat nie aan slange nie, alright, ek vat nie aan slange nie, ek hou nie van 'n slang nie, maar wat hier bedoel word, ons sal slange opneem, en hulle sal iets dodeliks drink, sal niks geen kwaad aan doen nie, ons sal dinge doen, ons sal goed bestraf, en ons sal dinge doen in extreem. Op siekes sal hulle hande lê, ons bid vir die siekes, en hulle sal gesond word, en ons bid vir genesing vir mense. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel, en het gesit in die regterhand van God. Ons lees daarvan Handelinge 1 vers 8, en natuurlik Openbaring 12.
Ons sal bietjie op Openbaring 12 op 'n stadium ingaan. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en net daar, kyk gou daar die kerke punt gesit. Nee, daar's 'n komma. En die Here het saamgewerk, Heilige Gees, en die woord bevestig wat ons preek, deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen, dit is so. Waar ons waar gekom het in my lewe, het almal net gepreek, en 'n punt daar gesit in plaas van 'n komma. En dit is nie bewys nie. As ons nou Saterdag Warrior Braai doen, gaan Tinus preek en ek gaan preek, en dan kom die komma, en na die komma gaan ons bid. En ons gaan sien dat Heilige Gees vir ons dit wat ons gepreek en gebring het, sal bevestig met die tekens wat daarop volg. So, ek wil net weer, omdat ons praat van die Nikolaiete, beheer, regeer die leuke, ek haat daai woord, maar in elk geval, ek hou nie daarvan nie, want niemand is vir God 'n leek nie. Vir jou as geleerde, kan jy dalk mense sien as leuke, maar ek sê vir jou, pas op vir dit. Pas op vir dit. Niemand is 'n leek nie. Is God se mense. En is my en jou opdrag, om daai persoon wat jy as 'n leek sien, te leer, wat is die woord van God, en daaroor staan ek baie sterk, en in hierdie gemeente ook. Niemand is 'n leek nie. Is God se mense. Sies vir ons. Sies. Ek het 'n instrukteur gehad, toe ek in die polisie was, as ons daai diervuurwapens geskiet het in die eenheid wat ek was, en jy skiet so, en jy skiet nie reg op die teiken nie, dan het jy hom teen die kop geklap, sommer vir jou gesê, sies, dat jy so lelik skiet met Heckler en Koch, dis so duur Duitse vuurwapen, en jy skiet die hele teiken vol. Maar ek en jy, sies vir ons, dat ons nie Godse mense oppas en leer nie, en wys nie. Alright, hoe lees en verstaan ek en jy die Bybel? Dis wat die Here vir my opgebreek het, op 4 maniere, ek sê dit baie, en ek gaan dit bly sê. Eerstens, moet ek en jy, is die onus op ons gelê, en die verantwoordelikheid op ons gelê, om hierdie Bybel teologies reg te verstaan. Nie almal het die vermoë, ek verstaan dit, jong kindertjies, al die tipe goed, om teologies sterk te wees nie. Maar ons het nog steeds die verantwoordelikheid om mense en ek en jy, wat 'n goeie gesonde verstand het, om hierdie Bybel in konteks reg te verstaan. 2 Timoteus 2:15 skryf Paulus aan Timoteus, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. As iemand wat 'n nie-Christen is, vir jou as Christen vra, ja, maar waar staan dit in die Bybel? Ja, ek weet nou nie eintlik nie, maar ek sê my pastoor gevra, jy moet weet, jy moet verstaan. Histories, ek en jy nou 'n lekker historiese agtergrond van Efese gegee, maar is nie al nie. Ek en jy, as ons histories nie handelinge reg verstaan nie, gaan ons nie weet hoe om die evangelie te verkondig. Daar het dit plaasgevind, Jerusalem, hulle die woord verkondig in Jerusalem. Toe, Samaria, nou vergeet ek eers in Jerusalem, Judea, Samaria, uithoeke van die wêreld. En toe hulle vervolging kry in Jerusalem, toe word die hoofkerk Antiochië, net so 'n bietjie noord op. En van daar af is Paulus op 'n sendingsreis. Dit is goed om dit te verstaan. Historiese konteks. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, maar die hele skrif, die Ou Testament, Nuwe Testament, is ingegee, is net tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Dis lekker om hierdie geskiedenis te ken, ek hou daarvan om dit vir die kinders te leer, en ek vertel dit vir hulle soos 'n storie, en hulle verstaan dit, hoor. Dan moet ek en jy die Bybel ook persoonlik ken, soos ons sê homileties, Lukas 8:15, ek wat in die goeie grond val, saad, dit is die wat, nadat hulle dit gehoor het, die woord in 'n edele en 'n goeie hart hou, en met volharding vrug dra, Jeremia 29:11, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek jy gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Wat dit beteken, kom ek sê gou vir julle. Persoonlik, God kan enige skrifgie vir jou gee uit konteks uit historiese konteks uit teologiese konteks uit, en hy kan vir jou 'n skrif gee. Hy kan vir jou Jeremia 29:11 gee, en hy kan vir jou sê, want ek weet, JC, wat 'n gedagtes het ek aangaande jou koester, JC, so spreek die Here, gedagtes, JC, van vrede en nie van onheil nie, om jou, JC, 'n hoopvolle toekoms te gee. Hy kan dit doen, uit konteks uit.
2 Petrus 1:3 Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe in Godsrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes gee. Die hele Bybel is vir jou persoonlik vol beloftes, sodat jy daardeur 'n deelgenoot kan word van die goddelike natuur, nadat jy die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikhede in die wêreld is. So, dis persoonlik hierdie Bybel vir my, ons moet hom teologies ken, ons moet hom histories ken, en dan moet ek en jy hom persoonlik vir ons self vat. Ook dan die belangrike een, ons moet dit geestelik ken. Hoor hierso, hy herinner ons, Johannes 14:26, die Heilige Gees sal ons herinner alles van die verlede, Johannes 15:26, hy sal getuig nou vir jou in die oomblik nou, en dan in Johannes 16:13, hy sal jou alles van die toekoms ook leer. Vra Heilige Gees dat hy vir jou die boek van Openbaring oopbreek. Alles wat in die toekoms sal gebeur. Hoe awesome is dit nie? So, ongelukkig nou vandag is dit so dat baie charismatiese Christene, as ek daai woord kan gebruik, die Bybel baie persoonlik en geestelik ken. Maar daar is nie fondasie nie, hulle ken nie die skrif nie. Ongelukkig is daar baie tradisioneel manne wat hom teologies en histories ken, maar daar is niks persoonlik en daar is niks geestelik nie. 'n Probleem, ons moet al vier moet in hierdie verhouding met God loop. Ek moet my woord ken, ek moet teologies die waarheid reg sny, niks uit konteks uitgebruik nie, en al daai tipe goed wanneer ek mense teach, en al daai dinge, maar ek moet ook nie vergeet nie, dat God vir klein Sunny van der Spy, maar net 'n naam, 'n woordjie kan gee môre, en sy moet na 'n dominee toe kan hardloop, of haar pastoor, en sê, liewe Jesus het vir my hierdie gewys, en dan moet daai teoloog, daai dominee en daai pastoor dan nou nie die water uitskiet, en sê, ja, maar onthou nou in die konteks van die en die milieu van daai. Nee, dit het al met my gebeur natuurlik, toe ek hardloop na my pastorie toe, of nie pastorie nie, wat noem mens het, jou vertrek hier daar agter in die kerk, waar die ouderlinge en die diakens by mekaar kom, en ek is toe ouderling, weergebore, nuut in die Here, en ek hardloop na my dominee toe, en ek sê, oom Angus het die naweek dit gesê, ja, maar onthou, in die konteks van daai, in die milieu van die daar, skiet hy sê die water uit, en my hartjie is so seer, maar weet jy wat, mag ek het nooit met iemand doen nie. Ek hoor baie keer as mense my praat, maar ons moet verstaan, dat almal van ons 'n pad stap met die Here, 'n pad stap, onthou net jy sê waar te jou gaan haal, jy het niks geweet nie, ek het niks geweet nie, en die bietjie wat ek nou weet, alle eer aan die Here vir dit. Ons is so, ons breins is eintlik so klein, en hierdie alomsiende, alomwetende God wil my gebruik. Dylan? Ons moet altyd nederig bly, altyd op ons knieë bly met die Here, en vir Here sê, Here, dankie dat die bietjie wat ek vandag weet, die konteks wat ek vandag verstaan van u woord, die teologie wat ek vandag verstaan, die historiese konteks wat ek vandag verstaan, en die persoonlike woord wat u al vir my gegee het, en dit wat die Gees my al ingebruik het, Here, baie dankie, baie dankie. So, en dan wil ek net vir jou sê, teologie beteken studie van God, alright? So, ons almal bestudeer God, ons almal bestudeer God se woord, alright? So, dit nou maar net bietjie daar, my persoonlike opvatting van alles wat ek al deur die jare gesien en geleer het, in kerke, in bedieninge, is dat ons regtig op hierdie 4 maniere God se woord benader, lees sy woord, bestudeer sy woord, maar ook, onthou dis persoonlik vir jou geskryf, en asseblief tog, dat die Gees lewe gee aan dit wat jy leer. Die Bybel sê, die woord sê in Korintiërs, dat die letters dood is, maar die Gees maak dit lewendig. Sjoe, Dylan? Ja, ons het 'n lekker naweek gehad, net so 'n bietjie terug te kom die naweek toe, ons het 'n leiers wegbreek gehad, gister lekker gepreek en gedoop. Eintlik moeg, ons eintlik op 'n maandag nou vandag hier waar ons doen gewoonlik hier op 'n woensdag, maar omdat ons nou laasweek so 'n bietjie interference gehad het, moes ons hierdie hele effese weer oor opneem. So, kom ons gaan, die 6de punt, belofte vir die oorwinnaar, Openbaring 2:7, wie 'n oor het, hou jou oor so vas, het jy 'n oor, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is.
laat ek nou 'n foto van 'n boom, is die naaste wat ek nou in 'n groot boom, en pas op die internet, as jy oor bome, foto's van bome, dan kom al hierdie okkultiese goed op, en nou gaan ons daaroor praat so bietjie, want in die okkulte word bome baie gebruik, maar God se boom is die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Belofte aan die oorwinnaar, kom na die stelling van wie oor het. Ons sal sien in die briewe, is dit baie keer voor dit, baie keer na dit. Boom van die lewe, baie heidense nasies het 'n boom van die lewe gehad, en vandag nog. Byvoorbeeld die toebab of die krummetartboom van die Arabiere, die lotusboom van die Grieke, die hommaboom van die Persiërs, en in die Hindu Sanskrit staan dit as die sommaboom bekend. Vir die Christen oorwinnaar is die belofte van die boom van die lewe. Openbaring 22 vers 1 tot 5. En dan Genesis 3 vers 24 lees ons van hierdie boom, so het hy dan die mens weggedrywe en gerubs engele aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Maar hier is die belofte vir die oorwinnaar, vir hierdie spesifieke kerk, en vir my en jou, wat nie ons eerste liefde verlaat nie. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe. Jo, is dit nie baie mooi nie? Tans word hierdie boom bewaak. Sjoe. Wie oor het, kom 8 keer voor in die 4 evangelies, naamlik Matteus 11:15, jy kan gelees 13:9, Matteus 13:43, Markus 4 vers 9, Markus 7 vers 16, Lukas 8 vers 8 en Lukas 14 vers 35. En 8 keer in Openbaring, 7 keer in Openbaring 2 en 3 en dan ook in Openbaring 13 vers 9. Jesus was lief om die terme te gebruik, so in Openbaring wanneer hy met sy kerk, so ook in Openbaring wanneer hy met sy kerk praat. Dis op jou en my van toepassing. Ons kan dit verstaan en sien, en net as ons net ons ore oopmaak vir die leiding van die Heilige Gees. Dis hoekom hy dit gebruik in die evangelies, dis hoekom hy dit gebruik hier in Openbaring. As jy 'n oor het, luister wat God sê. Ons kan lees wat daar staan, ons kan dit verstaan soos wat daar staan, en ons bid vir die Heilige Gees om vir ons geestelike ore oop te maak. Alright, hier so 'n kort opsommingkie, die naam van die kerk, Efese, wat beteken my geliefde of my beminde. God hou jou in sy hand vas, jy sy geliefde, jy sy beminde. Luister hierso, daai kerk, Efese, se naam was geliefde of beminde, moenie jou eerste liefde verlaat nie, moenie, hy is die bruidegom, jy is die bruid. Almal sê ons is die bruid van Christus. Nee, die bruid van Christus verstaan eerste liefde, hooglied liefde. Alright, titel van Christus, hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 kandelare, hy is die een wat die vlam gee, hy is die een wat die beminde vashou, hy is die een wat wakker is oor sy gemeente, en ek en jy moet saam met hom loop. Ons kan nie apart van hom wees nie. Ons kan nie, ag ja, gaan ek Sondag kerk toe? Nee, ek is nie lus nie. Gaan eerder maar op die televisie luister. Of as ons praat oor die Here wat terugkom, ag, kom hy. Nee. Die bruid het nie daai houding nie. Die bruid het die houding van eerste liefde. My beminde, wanneer kom my beminde? Ek kan nie wag dat die Here Jesus Christus terugkom nie, maar in die meantime is ek in verhouding met hom, ek is in gemeenskap met hom, want ek is sy beminde. Sjoe, is dit nie mooi nie? Lof, dit wat hy reg gedoen het, werke en arbeid, lydsaamheid, kan nie slegte mense verdra nie, stel apostels op die proef, hulle verdra en besit geduld, het terwille van sy naam gearbei, hulle het nie moeg geword nie, haar die werke van Nicolite, is eintlik 7 goed, Alright, kommer, eerste liefde verlaat, en die 83 vertaling wat hom so mooi sê, my nie so lief, soos aan die begin nie, gefokus op doktrine en werke en nie op verhouding nie. En as ons so fokus op doktrine en werke en nie op verhouding nie, dan begin ons mense sien as leuke. Ons begin mense sien as leuke, en ek het tog tot al die kennis, en God sê, ek haat daai leerstelling van die Nicolite. Vermaading en bemoediging, onthou dan nou waarvan jy uitgeval het, bekeer jou, draai terug na jou eerste liefde toe, doen die eerste werke,
En hy sê, as jy nie bekeer nie, sal ek jou kandelaar verwyder. Jy sal dalk 'n groot aanhanging hê, jy sal dalk 'n groot gemeente hê, maar jou kandelaar is reeds weggevat. Sjoe, ek wil dit nie hê nie, ek wil dit vir niemand hê nie. Kom ons bekeer onsself en ons keer terug na ons eerste liefde toe. Belofte vir die oorwinnaar sal eet van die boom van die lewe, en natuurlik die 7de element van hierdie 7voudige struktuur, wie oor het om te hoor. Mag ons hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Kom ons sluit af met die volgende paar goedjies wat sê, die Here soek suiwer doktrine in sy kerk, maar hy soek eerstens verhouding met my en jou. Ons moet nie vergeet hoe ons hom die eerste keer ontvang het nie. Ons het niks geweet nie en was totaal en al verlore in sonde. Onthou dit. Romeine 11 vers 19 is vir my so mooi, en ek het dit in die vorige opname ook gelees. Jy sal dan sê, die takke is afgebreek sodat ek en jy ingeënt kan word. Goed. Deur ongeloof, dis nou die Jode, is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. Vers 21, want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy miskien jou ook nie spaar nie. Let dan op die goedertierenheid, vers 22, en die gestrengheid van God. Gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou, as jy in die goedertierenheid bly, anders sal jy ook afgekap word. Fluit, my storie is uit met hierdie. Luister hierso. Moenie vergeet hoe jy begin nie. Ek en jy het niks geweet nie. God het my en jou kom roep. Johannes 6:44 sê, niemand kom na God toe tensy God in daai persoon trek nie. God het my getrek. Hy het my hart getrek en hy het my hart begin oopmaak, hy het my gedagtes begin oopmaak, hy het my geestelike oë begin oopmaak, my geestelike ore begin oopmaak, sodat ek kan begin hoor en al hoe meer nader na hom kom. Tot ek by 'n plek gekom het wat ek gesê het, nou wil ek wegdraai van my ou lewe af en ek wil hom volg. En ek het niks geweet nie, niks nie. En nou het ek weggedraai, ek het hom begin volg, al hoe meer van hom begin leer, kursusse gedoen, seminare bygewoon, kampe begin doen, begin leer oor die woord, begin my eie ding begin, my eie bediening begin, later eie kerk begin, en nou raak ek hoogmoedig, nou het ek so baie, nou weet ek so baie, en nou begin ek van my eerste liefde vergeet, begin neerkyk op mense, begin 'n nikwaliet oor mense word. Nee. Onthou het God jou in die begin geroep, onthou het God jou in die begin gekry, jy het niks geweet nie, en hy het jou ingenooi, hy het jou willow leaf takkie ingeënt op hom, hy dra jou, jy dra hom nie. Mag ons dit nooit vergeet nie, mag ek en jy altyd ons eerste liefde bewaar, jy sy beminde, hy hou jou vas in sy hand, hy is wakker oor sy kerk. Sjoe, is dit nie 'n groot verantwoordelikheid vir my en jou, om nooit te vergeet wie hy is nie. Ek gaan vir ons afsluit, hopelik met die volgende opname, is een van my boetas saam met my hierso, maar dit is lekker gewees saam met jou Dylan, baie dankie vir al jou moeite, onthou ook dat hy ons opnames, ons dienste opneem, maar dit sal wees onder Siloam, jy sal sien, daar is 'n paar Siloam gemeentes, ek weet van een in Bloemfontein, ek weet van een in die Oosrand, ek weet van een in Namibië, maar ons is die enetjie hier so in Carletonville, hoor, hier in die verre Wesrand, hier op die grens van die Noordwes, is ons Siloam gemeente, en ek gaan kyk gerus ons preke, laasweek het Jonathan gepreek, julle kan hom daar hoor, gister het ek gepreek, ek doen hoogtepunte uit Hebreërs, luister so bietjie, en ek gaan hierdie Sondag aan daarmee, maar, ja, hopelik met God se genade kan ons volgende week Smyrna doen, en dan is een van my boeties saam met ons. Ek gaan vir ons afsluit, baie dankie Dylan, ek waardeer, hoor. Vader, baie dankie vir die woord, mag u die naprediker wees van hierdie woord, Vader, mag my boeties en sissies wat hierna luister, hierdie gaan ondersoek, en mag hulle meer openbaring kry. Vader, daar is soveel daar buite wat ons kan luister oor hierdie 7 kerke, maar Vader, ek bid dat hierdie bietjie saad wat gegee is, sal groei in mense se lewens, en laat u die naprediker sal wees van hierdie woord. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen, amen en amen. Mag julle 'n goeie week hê verder.
luister gerus hierna, stuur dit aan en subscribe gerus op ons kanaal. Dankie Dylan. So go kneel and weep and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Either step aside, for every God knows everything will crumble under his blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled for is coming undone. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Oh, you go out there and bow to none and cause a stir as if it were the last one. Curse them into hiding. These thieves won't believe the wave we're riding. So go kneel and weep and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Ero destinato a diventare un grande soldato. Ero destinato a diventare un poeta, un aviatore. Ero destinato a guidare l'uomo per conquistare la città eterna con una spada fiammeggiante. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed. Go kneel and wait and join the herd.